Right, boer jy met skape? Okay, dan is hierdie video vir jou, of wil jy met skape boer? Intensiewe, semi-intensiewe, ekstensiewe, maak nie saak wat se stelsel nie. Saamstaan voere is die regte een vir jou. Hulle gaan jou help met whatever jou goed kort, né? Hulle is daai laaste bietjie wat maak dat jy die Comrades wen. Ek praat hier so met Rudo, hy gaan my meer vertel hoe werk hulle hele besigheid. Boer self met 'n klein huisie vol skape en voerkraal opset. Maar kom ons luister 'n bietjie. Rudo, hoe gaan dit? Dankie met jou, Toepie. Nee, wat doodstil rustig. Okay, right. Jy is by Saamstaan Voere, né? Ja. En verduidelik my gou vinnig. Ons het nou 3 primêre kan ek sê skaapstelsels dink ek redelik in Suid-Afrika. Yes. Die ouens wat redelik ekstensief is, dan kry jy nou intensief. Dis die ouens met die min grond, né? En dan 'n ou wat so 'n bietjie grond het wat hy nie geweet het wat hy mee wil doen nie en toe sit hy 'n voerkraal by en jy ken daai opset, semi-intensief, nê. Verduidelik my gou vinnig, as dit kom by skape, waar lê my hoofbehoefte uit 'n voedingsoogpunt uit? Man, Toepie, ek dink altyd jou kondisie is mos maar jou hoofding, so jy gaan niks vooruitgang kry sonder kondisie nie. So jou hoofvoedingsbron of jou hulpbron op die plaas is jou belangrikste ding en dan is waar die tweede stap is waar Saamstaan of jou voermaatskappy jou kan help. Nou, hoe werk julle besigheid dan nou? Nee, jy sê vir my dit wat jy op die plaas het is jou primêre komponent. Nou hoe werk dit? So kom julle fisies uit en kom kyk, okay, right, hoe lyk my veld of my kraal opset, whatever ook al hoe dit is. Ja, so jou eerste poging sal wees om ons te skakel en vir ons te verduidelik wat jy het. Hoeveel diere jy het, hoeveel diere jy op 'n stuk grond het, wat se voeding jy tans beskikbaar het. Ja. Waartoe poog jy om te hê? Sou jy aangeplante weiding hê? Sou jy oesreste hê? Sou jy net veld hê? En dan van daar af beplan mens in watse siklus jy van jou dier se lewe is. Gaan jy in lam in, gaan jy in paring in, gaan jy in wat ook al in, laat mens dan nou daarvolgens kan beplan, ja. Want ek neem aan, jy weet, baie ouens druk om een keer 'n jaar te lam, dan kry jy ouens wat nee, daai is te lank. Hulle stoot hom basically, arme ooi het nog nie eens afgelaai nie, dan self weer gevat, nê. Daai tipe van houe, so ek neem aan, julle neem al hierdie faktore in ag, nê. Ja, mens neem dit maar in ag en mens pas nou maar aan by wat die... Maar help julle my ook daarom in die regte rigting as ek op die verkeerde pad is. Nee, ons gaan definitief vir jou sê of dit nie gaan werk en nie gaan werk nie as jy by 'n trop skape of by 'n trop beeste of wat ook al gaan uitkom en jy gaan sien, hoor hierso, maar daarso is definitief kondisieprobleme en jy gaan dit nie reg kry, dit wat die boer beplan om te gaan wees nie, gaan ek dit definitief vir jou sê. So ek dink daar moet daai verhouding wees tussen die boer en die bemarker, dat hy vir jou kan sê, hoor hierso, maar jou goeders wat jy volgende maand wil paar, is nie op kondisie nie, ons sal iets in jou lyn moet maak, of jy weet, 'n verandering in jou voeding, of 'n verandering in jou praktyk. So ek dink dis waar die bemarker se verhouding met die kliënt belangrik is. Nou, okay, right. Ek kom nou 'n lekker enetjie, nê. Watter stelsel is die beste? Man, Toepie, ek kan nie noodwendig vir jou sê nie, elke ou glo in sy eie stelsel en in sy eie stelsel het hy die somme gemaak hopelik en moet hy uitwerk, maar in my opinie dink ek jou semi-intensief is jou beter opsie op hierdie stadium. Hoekom is dit? Hoekom dink jy so? Maar dis my gut feel, sê dit ook vir my, maar hoekom sê jy so sê? Ek dink met die hoë intensiewe stelsels kos dit jou 'n klein huisie vol geld om jou ooi weer op kondisie te kry, weer 'n paring te kry en jy moet half kyk dat jy moet amper sorg dat jy meerlinge kry. Maar as jy nie daai meerlinge kry nie, is waar jy jou geld verloor. Daai meerlinge wat jy kry is partykeer die wins wat jy moet maak. So as jy nie reg kry om daai meerlinge deur te trek nie, verloor jy die geld. Waar dink ek op jou semi-intensiewe stelsel waar jy net 'n bietjie meer aandag gee tydens lamtyd, as jy sê nou maar 'n bietjie kleiner kampie het waarmee jy kan werk, net om te sien daar waar jou meerlinge aankom, vir hulle 'n bietjie ekstra voeding kan gee, net jou trop 'n bietjie split, miskien meerlinge en eenlinge split en hier en daar 'n klein veranderingkie maak, net om daai voedingsbehoefte wat 'n tweeling ooi nodig het, bietjie meer aan te vul. Gaan jy meer wins maak as daai wat jy dalk gaan verloor
as jy nie 'n meerling kry op 'n intensiewe stelsel nie. Okay. Want soos daai veld nou daar agter, nee. Daai veld is vir alle praktiese doeleindes. As jy nou hierdie skape kyk wat daar besig is om rond te cruise, nee. Niks is verniet in landbou nie, maar wat anders dan gaan jy nou met hulle maak? So die veld is daar, so die skape gaan hulle nou eet. So dis amper een van daai natuurlike hulpbronne wat jy semi-verniet kry. Ja, fyn, hy het nie alles in wat jy nodig het nie, so jy moet aanvullend daardeur trek. Nou kom ons terug na 'n intensiewe skaapbesigheid toe. Okay. Jy sê in intensief is die meerling besigheid jou belangrikste komponent. Okay? Ja. Beteken dit dan dat ek moet in een van twee goed investeer? Of ek moet gaan ekstra grond bykoop en oorskakel na 'n semi-intensiewe besigheid toe? Of ek moet my huidige ding amper vat en wil sê vertikaal integreer om nog te investeer in infrastruktuur om seker te maak dat want die meerlinge kom, maar jy kry nie daai meerlinge deurgetrek as jy nie die regte infrastruktuur het. Goeie soos ordentlike lamhokke vir teen die koue, jy weet daai eerste paar dae net die goeders kan deurkry. Seker maak die odd-drilling wat kom, jy kry actually die drilling deurgetrek. Dat jy dit kan doen. Sien, verstaan ek hierdie besigheid reg? Ja, ek dink jy verstaan dit 100% reg. Ek dink net jy as boer moet daai som gaan maak of 'n kundige persoon inkry net om vir jou te sê, hoor hierso, jy is besig om op die regte pad te gaan. Jy moet nou vertikaal investeer in infrastruktuur om hierdie besigheid beter te kry, of jy moet net 'n trappie terug gaan en miskien die nie intensiewe roete te volg en jou winsgewendheid op hom beter te kry. So ek dink daar's 'n fyn lyn tussen geld te spandeer op infrastruktuur te gaan hoog maak en jou bestuur is nie noodwendig op die regte plek waar dit gaan betaal nie en waar jy net 'n stappie kan teruggaan en 'n baie suksesvolle bietjie minder intensiewe besigheid te kan hardloop. Want as jy bietjie minder intensief gaan, dan kan ek dit amper sê, as jy hom op intensief gaan, dan speel jy hierdie movie op fast forward. As jy hom net weer wil terugbring na gewone playspoed toe, dan dit gee net meer tyd om te reageer as daar 'n probleem is. Dit is so ek hom basies sien. Dit gee jou maar net 'n bietjie meer tyd, maar jy het tog in daai stelsel al gesien wat se vermoë jou diere het. En dis definitief daarso jou diere moet die vermoë hê om daai tipe teeling te kan handhaaf as jy nou daai intensiewe besigheid wil hê. En as jy in daai tipe besigheid was en jy sien dit het gewerk, maar nie noodwendig so winsgewend soos wat dit is nie, het jy 'n potensiaal in jou kop. So as jy jou bestuur net daar rondom so bietjie verander, dalk na minder intensief toe, maar met nog steeds 'n goeie bestuurstelsel, dink ek is jou winsgewendheid beter. So eerste ding wat jy vir my wil sê is maak seker dat jy bestuur reg is, want dit kos jy nie geld nie, voordat jy 'n klomp geld aan infrastruktuur gaan spandeer. Ongelukkig is 'n skaap 'n baie meer pieperige dier as wat 'n bees byvoorbeeld is. So jou geriewe, jou vars water, jou kos, jou staanplek en so is baie belangrik. So as jy nie goeie bestuur daar rondom het nie, gaan jy definitief voetfoute maak. Laaste ding. 'n Ding soos kruipvoer vir die lammetjies en daai tipe van goeders, hoe belangrik is dit? Man, kruipvoer dink ek het ons ek is 'n baie groot voorstander van kruipvoer. Jy kan kruipvoer gee van so omtrent 14 dae na geboorte af en jy het definitief 'n groot invloed op die ma ook. So jy spaar die ma, sy gaan vinniger herstel nadat sy gelam het en na haar volgende dekseisoen toe. So dis nie net vir die lammetjie nie, dit is om die ma ook 'n bietjie opstoot te gee. Definitief nie. En so jy gaan die ma of 'n bietjie ruskans gee, jy gaan die lamme hupstoot gee en dan soos by ons goeters byvoorbeeld as hy op kruipvoeding was, kan jy hom direk oorswaai na 'n afrondpul toe, dan is hy klaar aangepas vir die voerkraal. So vir my is dit eintlik 'n no-brainer om as jy jou goeters gekruipvoer het deur te voer slag toe, want dan het jy klaar in elk geval daai investeer in jou lammers. Of ek sê altyd mens eintlik met die koper 'n premie betaal vir daai kruipvoerlam.
definitief, want daai ding is klaar op 'n helling om te sê, luister hierso, ek gaan nie so gewig optel nie, ek gaan so gewig optel. En ja, dis amper soos wat ek is op daai helling, nee. Luister jy, dan, nee, nou ek weet, hierdie is nou nie, ek wil nou nie in rasse betrokke raak nie, nee, maar, wat is jou ervaring, terwyl ons nou met hierdie besigheid is, want dit is nou so die laaste stukkie wat ons half kort hierso. Wat is jou ervaring van, maak nou nie saak wat se skape jy het, of jy nou Meatmasters, Downy Merinos, whatever het. Wat is jou ervaring van om kruisdeling in te bring met 'n ding soos 'n Dormer of 'n Ile de France of probeer nou dink wat jou ander groot vleiskape, even 'n vleismerino, daai tipe van goed. Om dit op, maak nie saak wat jou ander skape is nie, wat se effek het kruisdeling op jou groei van jou gewone skape, of is dit maar same? Nee, is glad nie same nie, ons het al baie goeie resultate daar rondom gekry, veral ouens wat sê nou maar 'n trop oeye uithaal wat miskien nie op sy wol presteer nie, of jy weet, hulle het nou miskien 'n lam afgegooi, dan wil hy al vinnig weer reg kry, net as 'n B-troppie of so, sit hulle of 'n Dormer of 'n Suffolk of so iets op, en ons het gesien, daai lammers groei teen 'n enorme spoed, baie vinniger as wat jy net op jou skoon ras is. So daai kruisdeling het definitief 'n groot invloed op die. So jy so sê, is een van daai goed wat die ouens maar mee kan eksperimenteer, gaan koop vir jou 'n ram of wat in, en kyk wat se ras dan op die einde van die dag die beste op jou kudde dan nou werk. Ja, definitief, dis nou net weer, jou bestuur moet reg wees dat daai ramme nie by jou A-groep inkom nie, want anders en jy moet onthou wat teen gedek, nê. Ja, so bestuur bly maar daar so 'n groot ding, maar daar is 'n baie groot invloed op die kruisdeling. Uitstekend, Rudo, dankie baie. Right, dit is Rudo hierso van Saamstaan Voere. Okay, kort en die lang van hierdie besigheid is, as jy wil hê jou skape moet vinnig dik raak, nê. Dan praat jy met hulle, nê. Hulle gaan vir jou 'n lekker ding uitsort, baie aanpasbaar, maak nie saak hoe jou opset lyk nie. Hulle gaan vir jou die regte ding op die tafel sit. Linkie bo of hier onder. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.